sal jou hand nooit los en jou verwerp nie. Ek is jou God en jy is my kind. En ons sê, dankie Vader. Goeiedag. En vandag praat ons so 'n bietjie oor, is jy 'n Christen of is jy wedergebore? En wat beteken dit om wedergebore te wees of om net 'n Christen te wees? Is dit moontlik dat kulturele Christene ooit wedergebore kan wees? Ja, 'n kulturele Christen kan ook wedergeboorte van God ontvang. Iemand vra nou wat is 'n kulturele Christen? Kom ons kyk net 'n oomblik. Dink maar aan Nikodemus as 'n voorbeeld. Nikodemus is juis die perfekte voorbeeld daarvan, dat 'n godsdienstige agtergrond nie 'n hindernis vir ware geloof hoef te wees nie. Ons kyk na die pad van kultuur na geloof. Ons kyk na Nikodemus se agtergrond. Hy was die uiterste kulturele gelowige van sy tyd gewees. 'n Godsdienstige leier met al die regte kennis en tradisies, maar nog onwedergebore. Met ander woorde, hy was nog nie van bo gebore nie en tot op daardie stadium nie gered nie. Die nag toe Nikodemus Jesus besoek het vir antwoorde, was hy soekend gewees. Hy het geweet daar's meer aan godsdiens as wat hy 'n hooggeleerde was wat hy verkondig het, en daarom is hy in die stilte van die nag na Jesus toe om meer uit te vind. En Jesus sê toe vir hom, hy moet van bo gebore word, Johannes 3, wat beteken tradisie alleen is nie genoeg om wedergeboorte van God te ontvang nie, Nikodemus. En wat was die resultaat van Nikodemus se besoek daardie nag gewees? Ons sien later in die Bybel hoe Nikodemus sy nek uitsteek vir Jesus en help met sy begrafnis. Hy het van 'n trotse tradisionele leier na 'n volgeling van Jesus Christus geskuif. Nou, hoekom gebeur dit soms? Want die fondament is daar. Kulturele Christene ken dikwels reeds die Bybelse verhale en waardes, net soos Nikodemus dit geken het. Maar Nikodemus het geestelik dors geraak. Dors. Baie mense besef op 'n stadium dat vormgodsdiens leeg voel en soek dan na dieper persoonlike betekenis. En dis waar God sy lewende water aan dorstige mense skenk. Wedergeboorte is 'n werk van die Heilige Gees, nie iets wat ons self doen nie. Dit kan met enige iemand gebeur, ongeag hulle geskiedenis, net soos met Nikodemus. Nou waar lê die groot verskil dan tussen kulturele Christene en wedergebore Christene? Kom ons kyk 'n oomblik na dit. Kulturele Christendom gaan oor behoort. Ek behoort aan 'n kerk, ek behoort aan 'n selgroep, ek behoort aan 'n gebedsgroep, ek behoort aan 'n spesifieke groep of familie. Wedergeboorte gaan oor beheer. Wie regeer jou hart? Dis waaroor wedergeboorte gaan. Wat die Bybel sê oor die tekens van wedergeboorte, kom ons kyk. Die Bybel beskryf wedergeboorte nie as 'n uiterlike ritueel nie, maar as 'n innerlike transformasie wat sigbaar word in 'n persoon se lewe. Nommer 1, jy kry 'n nuwe geaardheid en 'n nuwe hart. Geestelike dors kom oor jou. Daar is 'n nuwe honger na God se woord. 1 Petrus 2 vers 2. Ja, ander begeertes ontstaan. Dinge wat voorheen belangrik was, verloor nou hulle aantrekkingskrag. 2 Korintiërs 5:17. Ja, God skenk aan jou 'n sagte vleishart. God vervang nou jou kliphart met 'n hart van vleis, wat sensitief is vir sy, God se stem. Jesegiel 36:26. En in die tweede plek, 'n lewenstylverandering in wat God self vrugte noem.
Die vrug van die Gees, liefde, vreugde, vrede en selfbeheersing, dit word deel van jou karakter, Galasiërs 5:22. Jy breek met sonde, jy leef nie meer doelbewus en gemaklik in sonde nie. Dit pla jou gewete, 1 Johannes 3 vers 9, en dit is soos die Heilige Gees ook in jou hart gesels met jou. Gehoorsaamheid, daar is 'n opregte begeerte om te doen wat God vra. Nie uit dwang nie, maar uit liefde, 1 Johannes 2 vers 3 tot 5. Ja, in die derde plek, ontwikkel 'n mens liefde vir ander, liefde vir medegelowiges. Jy voel 'n nuwe band en omgee vir ander Christene. Ons sien dit in 1 Johannes 3:14. En vergifnis, die vermoë om ander te vergewe, soos God jou vergewe het, dit word nou 'n realiteit. En in die laaste, die vierde plek, die getuienis van die Gees. Dit is innerlike sekerheid. Die Heilige Gees getuig saam met jou gees, dat jy nou 'n kind van God is, Romeine 8:16. En belydenis, so belangrik. Nou kan jy met oortuiging sê, dat Jesus die Here van jou lewe is, 1 Korintiërs 12:3. Maar daar is 'n belangrike onderskeid. Wedergeboorte beteken nie jy is skielik perfek nie, maar wel dat jy in 'n nuwe rigting stap, dat jy 'n ommekeer gemaak het. Dis 'n groeiproses, net soos 'n baba wat gebore word en moet leer loop. As jy 'n kulturele Christen bly, kan jy nie wedergeboorte ontvang nie. Hoor jy dit? As jy 'n kulturele Christen bly, kan jy nie wedergeboorte ontvang nie. Onthou wat ons gesê het, kulturele Christene is persone wat hulle self met die Christendom identifiseer, op grond van hulle opvoeding, tradisie of hulle kultuur, eerder as deur persoonlike geloof in Jesus Christus. Hulle dra net die etiket van Christendom. En nou wil ek graag nog 'n gedagte tuisbring oor 'n Christen en wedergeboorte. Ek glo ook die meeste van ons het al gehoor, dat nie alle wedergebore kinders van God sal gered word nie. Want 'n wedergebore Christen kan weer van God af wegdwaal, afvallig word, en as 'n mens afvallig is, dan is jy verlore en beskore vir die hel. Wel, wat dink jy daarvan? Kan 'n wedergebore mens weer verlore raak en in die hel beland? En ek het 2 vrae oor hierdie kwessie. Nommer 1, as jou antwoord ja is, hoe staaf jy dit? Hoe kom jy by ja uit? En nommer 2, as jou antwoord nee is, hoe staaf jy dit? Hoe kom jy daaruit? Dis nie 'n vasvraagwedstryd nie. Dis 'n lewensbelangrike vraag. As jy doodseker is en Bybel gefundeer kan antwoord, en jou antwoord daardeur kan staaf, dan is dit reg en sal jy saamstem met wat die Bybel ons leer, en nie mense nie. Kom ons kyk gou. Ons hoor dat Romeine 5 vers 12 tot 21 'n baie groot kontras stel. Luister nou mooi. Adam se ongehoorsaamheid het baie tot sondaars gemaak, wat lei tot die dood. Maar Christus se gehoorsaamheid het baie tot regverdiges gemaak, wat lei tot die ewige lewe saam met God. Ek stel dit so vir jou. Met jou wedergeboorte het die Gees van God jou verseël. Nou, wat beteken dit? Kom ons kyk wat dit beteken en onthou dit as enige iemand jou wat wedergebore is sou vertel, jy kan weer verlore raak of weer onwedergebore raak en in die hel beland. Of dit is wat God sê of nie, Bybel gefundeer. God kan nie foute maak nie. God draai nie om op sy woord wat hy beloof nie. Dis die mens wat iets in die Bybel inlees en dan nie kan verstaan wat hulle lees nie en dan sommer enige ding sê oor wat hulle dink daar staan geskrywe. Die frase verseël deur die Heilige Gees
kom uit die Nuwe Testament en spesifiek in Paulus se briewe. En my volgende gedagte vraag is dan die volgende. Wat en waar sien ons hierdie goddelike wonderwerk? Ek gee 2 en dan nog 'n paar skrifte wat jy self kan gaan naslaan en lees as jy wil. Nommer 1 is Efesiërs 1 vers 13 en 14. Luister, wat staan daar geskrywe? In hom is julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor en in hom geglo het, verseël met die Heilige Gees van die belofte. En die tweede een is Efesiërs 4 vers 30. En bedroef die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Ja, dit is met die wederkoms van Jesus. Lees ons ook in 2 Korintiërs 1:22, Efesiërs 1:14, 2 Korintiërs 5 vers 5 en Efesiërs 1 vers 4 tot 6. Kom ons breek dit op deur uit 'n ander hoek na verseël te kyk. Die Bybelse verseël beteken 3 dinge. Dit is die bewys van eienaarskap. God wys wie die eienaar van die verseëlde is. Dit wys wie sin die verseëlde is en hoekom iemand verseël word. Ja, die Bybelse egtheid. Dit bewys dis die regte persoon en derdens beskerming. Niemand mag dit oopmaak of daarmee Peter dit wat God verseël het nie. Met jou wedergeboorte, op daardie einste oomblik doen God iets wat net hy kan doen. Hy verseël jou en sit sy seël, sy merk op jou. God merk en verseël jou met die beloofde Heilige Gees. Die seël is nie 'n ding nie, dis 'n persoon. Die Heilige Gees self kom woon in jou. God het hom al lank voor die grondlegging van die wêreld beloof. En nou ontvang jy die Heilige Gees. So, die volgorde waarna ons nou net gekyk het in 3 stappe gekom. Nommer 1, jy het gehoor. 2, en toe het jy geglo. En 3, en toe is jy deur genade verseël. Jy werk nie vir die seël nie, jy ontvang dit wanneer jy glo. En dan is daar in Paulus se tyd nog 3 belangrike punte, nê? En al 3 geld vir jou wat nou hier luister, persoonlik. Nommer 1, verseël, dit wys die eienaarskap. Dit wys wie sin jy is. Die Heilige Gees in jou is God se manier om te sê, jy is myne. Ja, los uit wat myne is. En nommer 2 is die egtheid. Dit bewys jy's die regte persoon wat verseël is. Die Heilige Gees is God se bewys dat jou geloof eg is en dat jy regtig sy kind is, Romeine 8:16. Sê die Gees, getuig saam met ons gees dat ons kinders is. En dan die beskerming, die 3de punt. Beskerming en waarborg. Dit hou jou veilig tot afleweringtyd. Wanneer is die afleweringtyd? Met Jesus se wederkoms. 'n Geseëlde mens is wedergebore en niemand kan dit weer oopmaak of verander nie. Geen prediker, geen mens, geen slim ou wat jou met die duiwel dreig nie, en ook nie die duiwel self nie, niemand nie. En net indien iemand dalk nog twyfel oor verseël of gemerk, kyk ons na nog iets wat Johannes ons in Openbaring, ons gedagtes op wil rig en wys. In Openbaring staan daar geskryf dat God se kinders alreeds gemerk is, en wat ook beteken, sy verseëlde kinders is alreeds gemerk. Ja, God het ons alreeds gemerk met wedergeboorte. En Openbaring praat definitief van God se kinders wat gemerk of verseël is. Kom ons kyk net vinnig. Nommer 1, Openbaring 7 vers 2 en 3. Ek het ook 'n ander engel van die ooste af sien kom met die seël van die lewende God.
Moenie die land en die see en die bome tref nie. Ons moet eers die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seël. Ja, 'n engel sê om te wag met die oordeel, totdat God se dienaars verseël en gemerk is. Openbaring 9 vers 4. Hulle is aangesê om nie die gras van die aarde, die plante en die bome kwaad aan te doen nie, maar net die mense wat nie die seël van God op hulle voorkoppe het nie. Sien, hulle is nog nie gemerk nie. So word wedergebore kinders van God verseël en gemerk met die seël wat aan God behoort. En God beskerm hulle wanneer die oordeel kom. En net vinnig hierso in Openbaring 22:4, net om seker te maak, hulle sal sy aangesig sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Wat is die merk of die seël? Dis God se naam, wat eienaarskap en beskerming aandui. Dis die teenoorgestelde van die merk van die dier, wat ons later in Openbaring kry. God merk sy kinders om te wys. Hierdie is myne, moenie aanraak nie, julle mag nie aan hulle vat nie. Dit sluit direk aan waaroor ons vroeër in Efesiërs gepraat het. Gelowiges is verseël met die Heilige Gees. Openbaring toon dieselfde verseëling idee wat aan die einde van die storie afspeel. God weet wie aan hom behoort en hy bewaar hulle veilig. En net gou vandag se goeie nuus. Paulus en Johannes beskryf dieselfde handeling van God. Hy sit sy merk op sy kinders. In Efesiërs sien ons wie die seël is. Dit is die Heilige Gees self. In Openbaring sien ons waarmee die seël gedoen word. Dit word met en deur God se gesag gedoen. En sit dit nou saam? God seël sy mense deur die Heilige Gees in hulle te gee. Die Gees is die seël. Wat beteken die seël in albei? Dieselfde 3 dinge geld in Efesiërs as in Openbaring. En ons gaan nou afsluit, ons is amper klaar. Eienaarskap, Efesiërs is gemerk as God se eiendom. Die eienaarskap sien ons in Efesiërs. Jy is gemerk as God se eiendom. Openbaring 14:1. Sy naam en die Vader se naam is op hulle voorkoppe geskrywe. Dis soos 'n naamplaatjie wat sê, eiendom van die Lam. En dan kyk ons na die egtheid van die beskerming. Weereens Efesiërs 4:30. Verseël vir die dag van verlossing. En Openbaring 7 vers 3 dieselfde. Moenie die aarde beskadig totdat ons die seël aangebring het nie. Openbaring 9:4. Die oordeel mag net mense tref wat nie die seël van God het nie. Hoor jy dit? Die oordeel mag net mense tref wat nie die seël van God het nie. Die seël beskerm die wedergebore van die oordeel wat kom met Jesus se wederkoms. En dan gee ek jou die waarborg vir die toekoms in Efesiërs 1:14. Die Heilige Gees is die waarborg van ons erfenis. Ja, en dan kyk ons Openbaring 22:4, want jy's die waarborg, né? Die wat sy naam dra, sal sy aangesig sien en vir ewig by hom God wees. Die seël is God se belofte. God doen die werk en God maak dit klaar. O Vader, ek prys u naam. Laat my wandel in die Gees. Nie my eie begeertes nie, maar u wil alleen. Seën my met wysheid, seën my met lig. U Gees lei ons in waarheid, u Gees herinner ons aan u woord. U Gees leer ons om u lief te hê en om u geboei te behou. U Gees gee krag in swakheid, u Gees bring troos in pyn. U Gees gee hoop in donker dae en wys die pad van regverdigheid. U Gees
Gees leer ons om te bid met sugte wat nie uitspreekbaar is nie. Die Gees getuig dat ons die kinders is en roep uit, Abba, Vader. Vrag van die Gees, vul my lewe. Liefde, vreugde, vrede, laat dit vloei. O Vader, ek wandel in die lig, tot in ewigheid, tot in ewigheid.